Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel ook bereik. Nou hierdie jagluiperd, liewe vriende, het seer gekry want hy was in geveg met 'n ander jagluiperd en 'n mens kan sien dat die oog redelik ernstig seer gekry het ook. Maar wat om te doen vir ons as mens om te keer dat 'n jagluiperd ons nie sou aanval nie? Wel, daar is 3 dinge waarop ons moet ag gee. Die eerste een is of dit nou 'n aanhouding is of waar dit ook al mag wees, moet nooit die rug op 'n jagluiperd draai en vinnig wegloop nie. Hy sal net dood eenvoudig nie dit nie kan weerstaan om u aan te val nie, want hy sal dink dat u wegvlug van hom af en hy kan hierdie vinnige beweging gaan hy sien as 'n iets om u aan te val meer dan ook. En 'n tweede saak is kinders. Kinders moet altyd weggehou word van groot katte af. Liewe vriende, hulle sien hulle net dood eenvoudig as 'n prooi en hulle sal dadelik in 'n bekruip houding ingaan wanneer hulle kinders dan ook sien. En dan 'n derde saak is moenie met hande wat na vleis ruik naby jagluiperds kom nie. Hulle gaan beslis sekerlik u probeer aanval dan ook. Nou liewe vriende, vanoggend wil ons met u deel onder die tema voorkoming is beter as nasorg. Almal van ons wil sekerlik gesond wees en almal van ons wil 'n gesonde lewe lei en dis hoe ons onsself altyd wil sien. Ons wil nie graag by die dokter uitkom nie en ons wil nie graag dat hy vir ons slegte nuus sou gee nie, liewe vriende. Ons wil nie in die hospitaal beland, ons wil nie 'n drup om ons arm hê nie. En dan, liewe vriende, wil ons sekerlik nog minder allerhande pille en so meer drink ook. En daarom is dit belangrik dat ons gesond moet hou. Die ergste kan nog gebeur ook, ons kan dalk nog met 'n ambulans vinnig na hospitaal toe vervoer word. Ons wil dit nie hê nie. En net so geestelik moet dit ook in ons lewe wees dat ons nie wil hê dat ons in allerhande siektes moet wees nie. Nee, die Here wil hê dat ons gesond moet wees en dis juis waaroor vanoggend dan ook gaan. Nou liewe vriende, die volgende saak wat hier in Kolossense vir ons beskryf word, wat moet ons doen om te voorkom dat ons geestelik siek sal word? Die eerste ding is sekerlik die belangrikheid van gebed word onderstreep. Kolossense 4 vers 2 sê volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Dis iets wat elke kind van die Here moet doen. Ons het nodig om dit te doen. Kind van die Here, as ons nie bid nie, dan weet ons dat ons nie geestelike krag het nie. En ons het nou al hoeveel keer sonder krag gesit, ons moes die kersies opsteek, maar wat help dit as daar nie krag is nie? Die wonderlike nuus is, wanneer ons bid, is daar krag in ons geestelike lewe. En die Here kom gee dit vir ons, sodat ons in oorwinning kan leef dan ook. Die Here wil hê dat elke kind van die Here in oorwinning moet leef. Daarom moet ons tyd afstaan om te bid en tot God te nader. Kind van die Here, hoe meer u bid, hoe veiliger sal u wees, hoe meer sal u sekerlik voorkomend optree as wat u eerder moet bid oor u nou in die nood is. En mag die Here u daarin ook so help. Die saak van gebed word nog verder beskryf hier in Kolossense, wanneer daar in Kolossense 4 vers 3 staan en bid tergelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is. Liewe vriende, ons weet dat dit sekerlik die woord van die Here is lewend en dit is kragtig, dit is skerper as enige tweesnydende swaard en die Here sê, ons moet bid daarvoor dat die woord geopen mag word. Dat hulle wat dit aan ons moet oordra, dit van die Here sal ontvang, dat ons eie harte sekerlik oop sal wees. Ons moet bid daarvoor. Ons moet bid vir mense wat die woord hoor, dat hulle tot God kan bekeer. Waarlik dat die woord van die Here lewend in mense se lewe sal word dan ook. Maar die Bybel gaan ook aan, liewe vriende, wanneer daar gesê word dat ons moet bid in besonderlik in Kolossense 4 vers 4 wat sê dat ek dit openbaar kan maak soos ek dit behoort te spreek. Ons moet bid vir elkeen wat die woord van die Here moet oordra, dat dit altyd in waarheid sal wees en dat dit sekerlik God behaag. Liewe vriende, dit is baie belangrik dat enigeen wat die woord van die Here oordra, God moet behaag, nie mense nie, maar dat ons moet vra, Here, dit wat U wil hê, wat ons moet hoor. Dit wat U wil hê wat in ons hart en lewe moet gebeur, dat ons dit sal hoor en sal doen. En mag ons hiervoor opreg ernstig bid opnuut en ons sal sien, dit sal goeie vrug in ons lewe na vore bring. Dan word daar ook 2 praktiese sake uitgewys, liewe vriende, waarom ons moet optree dat dit beter is om voorkomend op te tree. En hierdie praktiese sake sal altyd in ons lewe tot groot seën wees dan ook. En die eerste is in Kolossense 4 vers 5 wat sê, wandel in wysheid teenoor die wat buite is. Hoe nodig is dit dat ons dit nie moet doen nie? Die tweede, en koop die tyd uit.
Hierdie twee sake, as ons in wysheid wandel teenoor hulle wat die Here nie ken nie, en liewe vriende, en dat ons die tyd uitkoop, sodat ons so mag leef en so mag bid en arbeid dat ander by die Here uitkom, sal ons voorkomend optree en ons hoef nie na die tyd jammer te wees oor optredes, oor woorde, omdat ons tyd gemors het nie, maar ons sal dankbaar wees dat ons nou al die tyd uitkoop. En dan, liewe vriende, nog 'n saak wat baie belangrik is ons woorde. Hoeveel van ons was nie al spyt oor dinge wat ons gesê het nie? En dat ons eerder gewens het dat ons hand voor ons mond gesit het en niks eerder gesê het oor 'n saak of oor 'n persoon nie. Kolossense 4 vers 6 sê: Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Ons het nodig om dit so te doen. Liewe vriende, ons moenie spyt wees oor die dinge wat ons sê nie. Ons moet voor die tyd oppas. Anders is dit soos 'n stormwind. Daai blare gaan ons nooit weer optel nie, net soos ons woorde wat in die wind is, ons gaan dit nie optel nie. Nee, laat ons woorde eerder wees, liewe vriende, soos 'n vleuer wat in die wind rondflapper, aangenaam. Dit is goed om dit te hoor, dis tot seën. En wat ons sekerlik so voorkomend sal optree deur 'n wag voor ons mond te plaas. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat U vir ons wys hoe om voorkomend op te tree. Help ons daarin dat ons nie na die tyd hoef reg te maak oor ons verkeerd gedoen het nie. Amen.